Nou ja, kom ons maak vanmôre ons Bybels dan oop by Johannes, hoofstuk 15. En kan u glo, ons kom vanmôre by die 7de en die laaste boodskap oor die ek is uitsprake van ons Here Jesus. En ek wil die vertroue uitspreek, dat u dit nie net geniet het nie, maar dat dit vir u baie beteken het in u geestelike lewe, om net by vernuwing te hoor, wie is ons wonderbare Here Jesus, hom wie ons so lief het, en op wie ons hele lewe wil bou en wil skoei. En as hy kom en hy leer vir ons, ek is, dan herinner dit ons aan die woorde van God aan Moses daar in Egipte land, toe hy hom Egipte land toe gestuur het. Sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. En dis presies wie die Here Jesus is. Hy is die groot ek is. Ons lees dan Johannes 15 en daarvan die eerste 11 verse. Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Verskoon tog? As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Ons sal eendag 'n boodskap hieroor spesifiek bring. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels, my leerlinge, my volgelinge wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en dat julle blydskap volkome kan word. Ons lees saam tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Ons gaan nou saam bid, en ons het die gewoonte dat die manne staan wanneer ons bid, en die jong mense donderdag aand vir my gevra, hoekom doen ons dit? En toe sê ek, omdat die manne die hoof van die huis is, en uit eerbied vir die Here, daarom doen ons dit. So kom ons bid asseblief saam. Baie dankie. Hemelse Vader, ons dankie vanmôre dat ons voor U, die almagtige, heilige, alomteenwoordige, alsiende God, ons harte kan kom buig. Dankie vir 'n kerkgebou wat U aan ons kom gee het, waarin ons U kan aanbid, waarin ons Sondag by mekaar kan kom om 'n boodskap te ontvang. Maar dankie dat hierdie gebou ook vir ons gedurende die week daar is, om al die ander aktiwiteite en byeenkomste van die gemeente te kan uitoefen. En terwyl ons dink daaraan, is ons dankbaar, Here, dat ons evangelisasie bediening môre aand weer kan uitreik. En ons wil vra en bid dat U geleenthede sal gee waar hulle met kosbare mense oor hulle ewige onsterflike siele kan praat. En ons wil bid dat U die harte van mense sal oopsluit, want dit gebeur so maklik
dat iemand sy hart toesluit vir die evangelie, nie wil die waarheid hoor van Jesus wat vir hom of haar gesterf het en opgestaan het, en op grond daarvan aan so iemand die ewige lewe as geskenk wil gee nie. Daarom bid ons, Here, reël u afsprake, reël u oop deure, bring u mense bymekaar wat 'n openheid in hulle harte het om die boodskap van Jesus te omhels en hulle harte vir Jesus oop te stel en te sê, Here Jesus, ek wil u aanneem as my persoonlike saligmaker en my verlosser. Ons bid vir die dames wat Dinsdagoggend hier in die konsistorie hulle Bybelstudie het. Dankie vir so 'n pragtige groep wat daar by mekaar kom. Die Silwer Jeug wat op Woensdagoggende in die gemeente Bybelstudie en biduur. Ons bid ook, Here, dat dit verder sal groei. Dankie vir elkeen wat daarbey betrokke is. Here, u is vir ons as gemeente onbeskryflik goed. En ons eer en ons loof u vir alles wat u vir ons doen, vir alles wat u vir ons beteken. Ons dank u vir nuwe mense wat ons hier in ons midde opmerk van tyd tot tyd. En ons bid, Here, dat hulle by ons welkom sal voel. Nie omdat ons 'n sosiale klub is wat hulle wil intrek en hulle gemaklik wil maak nie, maar omdat hulle hier die Here Jesus kan ontmoet en met hom kan wandel en 'n pad met hom kan loop. Dit is hoekom ons as gemeente bestaan. Ons wil onder geen omstandighede bloot maar net 'n sosiale klub wees nie. Nee, ons wil graag, Here, liggaam van Christus wees. Ons wil die bruid van die Here Jesus wees. Ons wil die lote wees in die wynstok geanker, wat vrug dra tot eer en tot verheerliking van u wonderlike naam. Dankie dat ons hulle wat hierdie week verjaar aan u kan opdra. Ons bid vir elke een en ons vra dat hulle verjaarsdag hierdie week vir hulle 'n wonderlike geleentheid sal wees. Maar ook in die jaar wat voor lê, Here, bid ons, neem u hulle hand, lei u hulle op hulle lewenspad en word u verheerlik deurdat u dit so kosbaar en wonderlik doen. Dankie dat ons kan bid vir hulle wie se name op die voorbiddingslys is. Ag Here, ons is dankbaar vir persone wat u reeds aangeraak het en by wie daar so kosbare genesing en herstel was. Ons wil u groot maak want ons sien en ons ervaar en ons ken u as die lewende God en ook as die groot geneesheer. Kom nou, Here Jesus, en kom spreek met ons elkeen, kom open die woord vir ons en word u verheerlik en ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Die tema dan vanmôre, ek is die ware wynstok. Nou daar's 'n rede waarom die Here Jesus na homself verwys en die ek is uitspraak maak, dat hy die ware wynstok is. Daai woordjie is nie maar net sommer toevallig daar nie, daar's 'n baie spesiale rede waarom hy sê ek is die ware wynstok en ons gaan net nou daarna kyk. Ons kom by die laaste boodskap oor die ek is uitsprake. Ons het begin en ons het gekyk na daardie pragtige uitspraak, ek is die brood van die lewe. As iemand van hierdie brood eet, sal hy nooit weer honger kry nie. Jy sal nooit in jou lewe weer geestelik honger wees as jy van hierdie brood geëet het en deel het aan die Here Jesus Christus wat die brood van die lewe is nie. Ek is die lig van die wêreld. As jy met hom 'n ontmoeting gehad het en jy het met hom 'n verhouding en jy wandel met hom en jy is sy disipel en sy volgeling, sal jy nooit weer in geestelike duister rond hoef te tas nie. Ons gemeente se lese is ook Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Jesus is die lig van die wêreld.
Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Het jy al ingegaan by die deur Jesus? Het jy al 'n bewustelike besluit in jou lewe geneem om 'n oorgawe van jou lewe aan hom te maak en te sê, ek wil my lewe aan u toewy. Ek wil u vra om my van al my sondes te vergewe en my u kind te maak. Dan gaan jy by die deur in en dan beloof hy, sal jy gered word. Ek is die goeie herder en ek ken my skape. Hoe wonderlik om vanmôre te weet, hy ken jou by jou naam. En as jy deel van sy kudde is en jy's een van sy skape, dan weet hy van jou. Hy ken jou behoeftes. Hy ken jou sorge, hy ken jou hartseer, hy ken jou pyn. En soos Psalm 23 so pragtig sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, né? Ek is die goeie herder. Dan het ons nou Paasnaweek stilgestaan by die laaste 2 temas. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar's geen ander weg nie. Daar's geen ander deur nie. Daar's geen ander brood nie. Daar's geen ander lig nie. Hy is die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe. Niemand. En daai woordjie sluit almal uit wat dit op 'n ander manier wil doen. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Daar maak Jesus die uitspraak dat hy die eksklusiewe weg tot saligheid is. Geen ander weg tot saligheid nie. En mense kan nou maar daaroor huil en skree soos hulle wil, dis wat dit is. En die wonder is, jy het 'n keuse. Wil jy hierdie weg bewandel of wil jy nie? As jy nie wil nie, sal jy die gevolge dra. Maar as jy wil, sal jy die ryke seën beleef van wat dit is om 'n kind van God te wees. En dan, verlede Sondagoggend, opstanding Sondag, Paas-Sondag, ek is die opstanding en die lewe. As iemand in my glo, sal hy lewe, al het hy ook gesterwe. En dan nou vanmôre die laaste, ek is die ware wynstok, ampelos, is die Griekse woord wat ook vertaal kan word met druiwestok of wingerdstok. En dis daardie dik stam wat uit die grond uitgroei, waaruit die lote dan groei en die vrug is aan die lote. Maar Jesus is daardie wynstok, daardie wingerdstok. Ons is die lote en ons moet vrug dra tot eer van sy naam. Dit is eintlik vanmôre se boodskap in 'n neutedop. Hoekom sê Jesus, ek is die ware wynstok? Wel, dis baie duidelik as jy die Ou Testament bestudeer, dat die Here sy volk Israel dikwels met 'n wingerdstok vergelyk het. Hy sê byvoorbeeld in Psalm 80 vers 9 en 10, 'n wingerdstok het u uitgetrek uit Egipte. U het die nasies uitgedrywe uit Kanaan uit en hom geplant. U het voor hom plek gemaak en hy het wortel geskiet en die land vervul. Kan u hoor? Baie duidelik vergelyk die Here hier sy volk wat hy uit Egipte geneem het en in hulle land gaan plaas het wat hy vir hulle gegee het as 'n wingerdstok wat hy daar geplant het. Hoekom sou Israel 'n wingerdstok in die land moes wees? Om vrug te dra. En ons gaan nou kyk wat is die vrug wat hulle moes dra. In Jesaja 5 vers 1 tot 4 staan daar: laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Nou die beminde van wie hier gepraat word is die Here Jesus in die Ou Testament. En hy sê hy het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, die land Israel.
Hy het dit omgespit, in klippe daar uitgehaal. Hy het dit beplant met edel wingerdstokke, die beste. En hy het 'n toring daar binne ingebou en ook 'n parskuip daarin uitgekap. Hy wou die druiwesap uittrap. En hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Hoe hartseer, hoe verskriklik hartseer. En dan Jeremia 2 vers 21, nogtans het ek jou geplant as 'n edele wingerdstok, as heeltemal egte saad. Maar hoe is jy vir my verander in wilde lote van 'n vreemde wingerdstok? Dis baie, baie duidelik. God se plan met Israel was dat hulle moes vrug dra tot eer van sy naam. Hulle moes die wingerdstok wees waardeur God 'n honger wêreld wou bereik. Die vrug wat hulle moes oplewer, moes vir 'n sterwende wêreld van God vertel het. Dat hulle by hom kan uitkom en voeding kan vind vir hulle siele. Maar hulle het jammerlik misluk. Ons lees in Hosea 10 vers 1. Israel was 'n weelderig uitgebotte wynstok wat sy vrug voortgebring het. Hoe meer vrug hy gedra het, des te meer altare het hy gebou, afgodsaltare. Hoe beter dit met sy land gesteld was, des te beter het hy die klippilare gemaak, weer eens afgodery. En ek dink die Here wil vanmôre ons as sy gemeente, en u wat in hierdie oggend besoekers by ons is nou maar deel van die gemeente vanmôre. Die Here wil met sy kinders hier vanmôre baie duidelik kom praat en vir ons sê, ons moet waak, dat wanneer Jesus homself aanbied, as ons verlosser, en as ons Here, en as ons herder, dat ons nie iewers 'n omkeer sal maak weg van hom af, en die pad sal loop wat Israel geloop het nie. Die profete het telkens vir die volk moes sê dat hulle 'n jammerlike mislukking in die oë van die Here was, dat die Here het 'n baie goeie en 'n baie edel wynstok geplant, maar hulle het jammerlik gefaal. In plek van vrug oplewer, het hulle suurdruiwe voortgebring. En dan kom die Here Jesus in hierdie gedeelte, nou die konteks, die agtergrond van hierdie gedeelte is dan die donderdagnag, voordat hy Getsemane toe is, voordat daar die worstelstryd in sy siel begin het. Dit was of nog in die bovertrek, of op pad Getsemane toe, praat Jesus met sy disippels baie intiem. En dis in hierdie konteks waarin hy dan die uitspraak aan sy disippels maak, ek is die ware wynstok. Verstaan u die woordjie ware in die lig van wat ons nou in die Ou Testament gelees het, in die lig van Israel se mislukking, dat hulle dit nie was en dat hulle nie daaraan voldoen het nie. Nou kom Jesus en hy sê, ek is die ware wynstok, die ware wingerdstok. En omdat Jesus die ware wingerdstok is, en as sy disippels in hom geanker is, dan alleen sal daar vrug in ons lewens moontlik wees. Daar's nie 'n ander manier om vir die Here vrugbaar te wees nie. En die kern van hierdie gedeelte waaroor hierdie uitspraak van die Here Jesus gaan, ek is die ware wynstok, is een ding, en dit is vrug. Ek het gisteraand in my voorbereiding nogal gedink, ek wil gou vanmôre by Pick n Pay stop en 'n groot tros druiwe koop. En dit vir die kinders bring, laat hulle almal kom proe. En ek is nou vreeslik jammer, ek het heeltemal dit vergeet vanmôre.
So ek het nou nie daai tros druiwe hier nie, maar julle ken almal druiwe. En julle weet hoe is dit om so 'n lekker tros druiwe, daai van Woolies wat hulle sê candy cotton druiwe, dis die soetste druiwe wat jy nog in jou hele lewe geëet het, sulke groot korrels. En as jy hom so afpluk van die trosie af en jy sit hom so in jou mond en jy byt hom so en daai sap gaan so deur jou hele mond, dan sê jy, dis verskriklik lekker. Dis die vrug wat die Here Jesus in ons lewens wil hê. Hy wil hê dit moet vreeslik lekker wees. Vergewe die plat uitdrukking, maar dit is wat dit is. Nou vrug is bedoel vir elke Christen, elke kind van God. Dis nie 'n opsionele ekstra for those holy people nie, né? Daai wat 'n trappie hoër as die res is nie. En eintlik is daar nie so iets nie. Daar behoort nie 'n trappie hoër te wees as enige iemand nie. So dit vanmôre bely, ek glo aan 'n algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Een keer toe vra katkesant my in Rietfontein, Dominee, wat is hierdie heiliges? Is dit daai prentjie met die heilou, met die mense met 'n heilou om hulle koppe? Toe sê ek, nee, dis die kinders van die Here, dis hulle wat die Here vir homself eenkant gesit het. Elke weergebore kind van God is deel van hierdie heiliges. En vrug is bedoel vir ons elke een, is nie 'n opsionele ekstra vir party nie. En daarom is God se roeping vir elke kind van God in die lig van hierdie uitspraak, ek is die ware wynstok, is die roeping van God vanmôre na u en na my, hierdie woorde, vers 4, bly in my. Die Engels sê dit vir my so mooi, abide in me. Nee, daardie pragtige, dit beteken om te volhard, om te woon, om te rus, om aan te hou bestaan. En in Johannes 15 gebruik Jesus dit om aan ons die lewende en volgehoue verhouding met hom te illustreer. Bly in my, woon in my, wees rustig, vind rus in my. Om in die Here te bly is nie net so 'n oomblikie en dan skiet ek weer uit en ek gaan doen my eie ding nie. Dis konstant, dis die lood wat in die wynstok geanker is. Dit kan nie net vir 'n oomblik wees nie, dis permanent, dis konstant. En ons gaan vanmôre kyk na 3 baie kosbare gedagtes. Wanneer ons dink aan die verhouding tussen die wingerdstok en die lote, Jesus en ons, dan skep hierdie beeld vir ons in die eerste plek die feit dat ons is volkome afhanklik. Volkome afhanklik, nie deels afhanklik, nie 'n bietjie afhanklik nie. Algeheel, volkome. Ons kan nie sonder hom nie. Ons afhanklikheid is in die oortreffende trap. Ons lees in vers 4, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly, abide, woon, rus, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Vers 5 sê, want sonder my kan julle amper niks doen nie. Dankie oom Louis. Oom Louis het sy kop nou ewig geskit en ek is bly hy het dit gedoen. Want sonder my kan julle niks doen nie. Niks. Jy kan nie vir die Here lewe nie. Jy kan nie vrug dra nie. Jy kan nie 'n verskil in hierdie wêreld maak nie, as jy nie in hom bly nie. Kom ons gaan so 'n bietjie na 'n wingerd toe. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie verbeelding saam met my gebruik. Ek het 'n snoeiskerm in my hand.
En ons kom in 'n wingerd en hier is 'n pragtige wingerdstok en daar's lote wat uit hom uitgroei en ek sien hierdie lote begin nou, dis lentetyd, hierdie lote begin nou blaartjies maak, maar ek besluit ek gaan hierdie loot net hier afknip. Daar by die wingerdstok, daar knip ek hom af en ek maak hom los van die draad waaraan hy besig is om te rank en ek vat hom huis toe en ek gaan drapeer hom daar in my huis op 'n plekkie oor 'n rak of 'n ding en ek sê jy moet nou hier vir my druiwe oplewer. Wat gaan gebeur? Hy gaan die volgende oggend miskien nog bietjie groenerig wees en ek gaan baie opgewonde wees. Want dit lyk nie of daar iets negatief gebeur het nie. My plan gaan werk, ek gaan druiwe in my kamer hê hierdie seisoen. Maar so oor 2-3 dae, dan begin hy verkleur. Dan sê ek, hy kort water. Vat 'n glas water, sit die een kant wat ek afgeknip het in die water. Gaan dit help? Nee. Niks gaan help nie. Dis soos die pragtige dahlias wat 'n mens hier in Irenica gaan pluk. Manne, as jy jou vrou wil bederf, vat haar Irene toe na die dahlia plaas toe, laat sy vir haar 'n bos dahlias gaan pluk. Maar weet net, dit hou net 'n week. Dit hou nie langer as 'n week nie. Miskien as jy gelukkig is 'n week en 'n half. As jy daai loot afgeknip het en jy vat hom huis toe en jy het planne met hom daar in jou huis en jy wil hê hy moet daar vrugte dra, dan moet jy nou maar weet dit gaan nie werk nie. Hy gaan bruin word, hy gaan verdor, hy gaan kurkdroog word en op 'n stadium gaan jy met 'n groot teleurstelling daai loot in stukkies moet knip en hom begin om 'n gebruik om 'n vuur te begin waarmee jy kan vleis braai. Dis al wat jy sal kan doen met daai loot. Hy gaan nie vrug dra nie. Hy verloor onmiddellik sy potensiaal om te groei. Hy verloor onmiddellik sy potensiaal om vrug te dra. Hy kan nie verder groei nie, hy kan nie vrug dra nie. Hy begin inteendeel dadelik sterf. Hy verdor en hy's algeheel vrugteloos en net so is dit met ons as kinders van die Here. As ons nie in Christus woon, as ons nie in hom geanker is nie, as ons nie daagliks ons lewenssap uit hom uitput en sy krag deur ons vloei en sy lewe deur ons vloei en hy deel van ons is en ons deel van hom is nie, dan gaan ons ook geestelik agteruit. Tot op 'n punt waar jy selfs geestelik 'n doodsheid kan openbaar, die dorheid van 'n woestyn. En ons moet nou maar vanmôre weet, ons afhanklikheid van die Here sê vir ons, daar's nie 'n wetenskaplike formule waarmee jy druiwe kan maak nie. Die slimste ou op aarde kan nie vanmôre 'n fabriek gaan oopmaak en sê ek gaan 'n druiwefabriek begin. Ek ken die formule van presies hoe 'n druiwekorrel saamgestel is. Ek gaan druiwe in 'n fabriek maak. Jy kan nie. Dit is onmoontlik. Daar's net een manier om druiwe te kry en dit is deur die wingerdstok. As 'n kind van die Here nie in Jesus geanker is nie. As ons nie wandel deur die Gees nie. As ons nie voortdurend deur die Heilige Gees gereinig en vervul word, dat hy die volkome beheer van ons lewens oorneem nie, dan beleef ons, soos Israel van ouds, 'n dorheid, in 'n vrugteloosheid, in 'n geestelike doodsheid, in vleeslikheid. En jy sal ervaar, as jy nie in hom geanker is en jy woon in hom, dat jy van hom af sal wegdryf. En jou geestelike lewe
sal nie die innige verbondenheid met Christus toon nie. Ja, ons is inderdaad algeheel en volkome afhanklik van die Here Jesus om geestelik te kom lewe. Maar wat vra dit van ons? Wat vra dit van ons vanmôre as Jesus sê ek is die ware wynstok en hy kom met die roeping en hy sê bly in my? Wat vra dit van ons? Dit eis algehele toewyding aan die Here. Jy moet jouself volkome daarvoor gee. Die Here gaan jou nie gryp en jou dwing nie. Hy roep, hy kom maak die uitspraak, hy kom sê vanmôre, wie is hy? Ek is die ware wynstok. En dan kom sê hy, daar in vers 16, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra. Kan u baie duidelik sien dat uitverkiesing hier nie oor saligheid gaan nie, maar oor vrug dra? Ek het julle uitverkies om vrug te gaan dra. Die lote leef in volkome oorgawe aan die wingerdstok. Die lote is in die wingerdstok geanker, algeheel oorgegee, om jou skepingsdoel te verwesenlik. En waarom het die Here jou geskep? Waarom het die Here jou in die lewe gebring en vir my? Is dit om geld te maak? Is dit om ryk te word? Is dit om die lewe te geniet en al die genot wat daar in hierdie lewe kan wees, wat die lewe jou kan aanbied? Nee, die Here het ons gemaak om hom te verheerlik. Al wat die loot doen, is om die lewenssap uit die wingerdstok uit te trek en dan vrug te dra tot eer en tot verheerliking van die landbouer. As jy deur 'n wingerd loop waar daar pragtige druiwe aan is, daai druiwe waarvoor ek myself en u nou so lus gemaak het. So ek dink Woolies gaan hierdie week 'n baie goeie verkope van druiwe hê na die preek. En 'n mens kom in daardie wingerd en jy loop daar deur en jy sien hierdie wonderlike trosse druiwe. En jy pluk een en jy begin eet en jy sê, oef, dis 'n stukkie hemel op aarde. Dan word die landbouer se naam groot gemaak. Dan kry die landbouer 'n goeie naam. En so verheerlik ons die Here deur die vrug wat ons dra. Ons het Woensdag aand by die Bybelstudie het ons daar die pragtige teks in Filippense 3 waar Paulus sê, dis vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te herhaal nie, want dit gee julle sekerheid. Het ons weer gekyk na wonderlike teksverse en ons kom vanmôre ook by Romeine 12 vers 1 waar Paulus sê, ek vermaan julle dan broeders op grond van die ontferminge van God, die manier waarop hy hom oor ons ontferm het, op grond daarvan vermaan hy ons, dat julle liggame stel, dit op die altaar kom neerlê, as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdiens. Dis julle logiese godsdiens. Ons moet gereeld hieraan herinner word. Op grond van God se ontferminge. En Paulus het reeds vir die Romeine gesê in hoofstuk 6 vers 13, moenie julle lede, julle liggame stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dood lewendig geword het en julle lede as werktuie van die geregtigheid in diens van God. Wat 'n oproep, wat 'n vermaaning. Ons liggame is al wat ons het om te offer. Ons leef in ons liggame. Ons liggame sluit in ons wil en ons emosies en ons gemoedstoestand en ons gedagtes en ons motiewe en ons begeertes en ons planne en ons dade. En nou sê Paulus, bring jou liggaam met alles wat dit behels. Sit dit op die altaar. Offer dit aan die Here as 'n lewende offer,
as 'n heilige offer wat aan God toegewy is, as 'n offer wat hom welbehaaglik is. Dit is julle redelike godsdiens. En dis wat dit van ons eis, om in die wynstok geanker te wees. Is dit nie vanmôre wonderlik nie, liewe gemeente? Jesus kom bied homself aan ons vanmôre aan, as die ware wingerdstok. Hy sê, hier is ek. Dis wie ek is. Ek is die ware wingerdstok. En wat sê hy vir ons? Bly in my. Kom, vind woning in my, vind rus in my. Vind 'n blyplek in my, vind 'n anker in my. En as ek bereid is om in hom geanker te wees, en ek is bereid om vrug te dra, as ek ja sê, dan stel ek myself algeheel tot sy beskikking, en ek sê, Here Jesus, ek kom plaas my liggaam op die altaar, ek wil vrug dra tot eer van u naam. In die laaste plek, dit beteken innige gemeenskap, koinonia, is die Griekse woord, deelgenootskap met hom. Daar is sulke wonderlike Bybelse beelde wat ons verhouding met Jesus as gemeente uitdruk. En deur hierdie beelde word die eenheid wat ons in Jesus met mekaar het, as ook die gemeenskap, die koinonia wat ons met mekaar het, word so pragtig uitgebeeld. In 1 Korintiërs 12, julle is die liggaam van Christus, en elkeen afsonderlik lede van hierdie liggaam. 'n Liggaam is 'n pragtige eenheid. En 'n liggaam is daar die heeltyd koinonia, daar's heeltyd samewerking. In Efesiërs 5:25 tot 33, ek is die bruidegom, julle is die bruid. Wat se eenheid is daar tussen 'n bruid en 'n bruidegom? Wat se gemeenskap is daar tussen 'n bruid en 'n bruidegom? Jesus wil dit aan ons kom duidelik maak. In Johannes 10, ek is die goeie herder, julle is my kudde. Weereens, eenheid en gemeenskap, verhouding, wonderlik. En dan nou hier in Johannes 15, ek is die wynstok, julle is die ranke, julle is die lote. Ek lees in die getuienis van S.L. Brengle, wat die stigter van die heilsleer was, die Salvation Army. Nou, ek is baie jammer dat baie mense in die dag waarin ons lewe totale verkeerde beeld het van wie die heilsleer is, of veronderstel is om te wees, en wie hulle eintlik was in die ontstaansjare. Die heilsleer in S.L. Brengle se tyd was 'n heiligheidsbeweging, 'n kosbare beweging. En dit is hoe S.L. Brengle gelyk het. En S.L. Brengle het 'n ontmoeting met die Here Jesus gehad, hy het tot bekering gekom, hy het sy lewe met ander woorde vir die Here gegee. Die Here het in sy hart kom woon en hom nuut gemaak. Maar op 'n stadium toe begin S.L. Brengle die begeerte, die diepe begeerte in sy hart hê, om waarlik in die wynstok geanker te wees, om in Jesus te woon, to abide in Christ, né? Die Engels. En hy skryf in sy persoonlike getuienis, hy sê, ek het op 'n plek gekom in my lewe waar ek my oë van almal afgehaal het. Dis nogal 'n storie. Ek bekommer my nie meer wat ander dink nie, ek bekommer my nie wat ander sê nie. Ek haal my oë van almal af, behalwe van Jesus en myself. Dis 'n kragtige punt in 'n mens se geestelike lewe. En dis eintlik die punt waar die Here ons almal wil kry. Miskien sommer vanoggend wil kry. Haal jou oë van almal af, haal jou oë van alles af. Fokus op jouself en fokus op die Here Jesus. Kom by daardie plekkie. Brengle skryf, en toe ek hom sien, vir wie hy is, en toe ek myself sien, vir wie ek is, het ek die punt bereik, waar ek myself verafskeid het. En op hierdie punt,
het Jesus ingegryp in my lewe en hy het my hart gereinig en hy het my vervul met sy Heilige Gees. En dit was op hierdie punt dat hy die betekenis van Johannes 15 begryp en begin leef het, bly in my. Daar word geskryf, the secret of Brengel's spiritual effectiveness. En julle kan gerus maar 'n bietjie oor S.L. Brengel gaan lees. Wat het hy vir die Here gedoen en beteken? The secret of Brengel's spiritual effectiveness was the flow of divine life through him, which flow had been made possible because the channel had been cleansed and was kept clean. Om gereinig te word. Dan kan die Gees vloei en God kan werk. Kom ons sluit af. Almal hier teenwoordig, elkeen van ons, ek inkluis, het vanmôre gehoor die uitspraak van Jesus, ek is die ware wynstok. Julle is die lote. En ons het die oproep gehoor, bly in my. Konstant, nie net 'n oombliekie nie, bly woon in my. En daarom kom die vraag vanmôre na ons elkeen se hart, bly jy vanmôre in Jesus? Woon jy vanmôre in hom? Is jy in hom geanker? Is hy die bron van jou lewe? Tap jy jou lewenssap uit hom uit? Miskien is iemand vanmôre hier wat besef, ek bevind myself in 'n geestelike woestyn. My lewe is dor. Ek is amper soos daai rank wat die predikant aan die begin van die diens afgeknip en in sy kamer gaan neersit het. Daar's nie lewe nie. Ek bly en woon nie regtig in die Here Jesus nie. My lewe lewer te min of geen vrug op. Daar's min vreugde, daar's min krag in my lewe. Wat is dan die geheim in hierdie oggend? Moet jy harder gaan probeer? Moet jy meer inspanning hê in jou geestelike lewe? Nee, net die teenoorgestelde, jy moet rus vind. Jy moet in die wynstok geanker word. Woon in Jesus, abide in Christ, het Andrew Murray die titel van sy een boek gegee, Abide in Christ. Miskien is daar dinge in jou lewe wat die Here vanmôre wil wegsnoei, wat hierdie vloei van lewe verhinder. Miskien is dit sonde wat jy vertroetel en koester, dinge wat jou aandag wegtrek. Miskien 'n selfstandige gees soos 'n kleuter wat sê ek wil self. En dan moet ons dit vanmôre kruis toe bring en ons moet dit aan die Here se voete kom neerlê. Moenie teen God se wil beklei vir oggend nie. Nie vir oggend jou eie pad probeer loop nie. Daar's net een pad. En dit is om in die wynstok geanker te wees. Mag die Here ons elkeen help. Amen. Ag Here Jesus, die woorde wat U geuiter het in hierdie gedeelte, bly in my hart vasslaan. Sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my sal julle algeheel vrugteloos wees. Sonder my is julle gedoem tot mislukking. Dankie dat hierdie boodskap ons vanmôre kom leer dat ons niks in eie krag hoef te doen nie. Dit gaan nie oor ons inspanning nie. Dit gaan nie oor hoe hard ons probeer nie. Dit gaan nie oor wat ons vermag nie. Dit gaan oor U, die bron van ons lewe. Die een uit wie ons die lewenssap kan put en kan trek om veel vrug te dra
Dit is my so interessant, in hierdie gedeelte word daar gepraat van geen vrug, dan word daar gepraat van vrug, dan word daar gepraat van meer vrug, en uiteindelik sê u, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Dis wat u wil hê. U wil hê die gemeente moet 'n wingerd wees, waar die Vader die landbouer is, en waar Jesus die wynstok is, en waar elkeen van ons lote is, wat in u geanker is en wat veel vrug oplewer. Sal u ons help om hierdie oorgawe te maak, eens en vir altyd, sodat hierdie boodskap in ons lewens 'n waarheid en 'n werklikheid kan wees. Ons vra dit in diepe afhanklikheid in die kosbare naam van Jesus. Amen.